Dr. Dani Odendaal van Fiats Netwerk is betrokke by 'n navorsingsprojek oor inentingspraktyk op plaasvlak. En ons gesels vandag met hom daaroor. Hoe is hierdie projek aan jou toegeken, Dani? Ja, dit was nie so maklik nie. Dit is nie so toegeken nie. Daar's 'n hele proses. Die RMIS, die Red Meat Industry Services, hanteer nou die navorsingsbegroting. Daar was altyd 'n begroting vir navorsing. Hulle noem dit Field to Future projekte. En dan het hulle 'n paneel aangestel om eers by navorsingsonderwerpe uit te kom. So hulle het 'n klomp navorsingsonderwerpe geïdentifiseer en toe kon jy voorstelle maak, navorsingsvoorstelle op een van daai onderwerpe. En een daarvan was oor inenting en inenting, 'n nasionale strategie rondom inenting. En ek en Matthew het 'n projekvoorstel ingedien. Is iets wat ek baie lank wil doen. Die laaste projek wat ek nou opgelees het as 'n jong veearts en eintlik met die Vleisraad bietjie saamgewerk het daarmee, was in 1988. So jy sal nie glo nie, dis die laaste keer wat so opname gedoen is. En vir my het ons nie 'n basislyn gehad oor wat is in plek op plaasvlak ten opsigte van entingsbeplanning is die een, maar dan het ons ook die groter prentjie, die gesondheidsbeplanning. Entingsbeplanning is die basis. Dis altyd die struktuur waarom alles gebou word. Maar dan die groter beplanning, wat is in plek op plaasvlak? En dit is wat ons gaan doen deur die jaarprojek. Dis 'n ongelooflike geleentheid. So wat behels hierdie projek meer spesifiek? Ons maak dit baie eenvoudig. Ek het 4 hoofvrae wat ek geantwoord wil kry deur die projek. Ons gaan eers met 100 boere 1 tot 1 sit en deur hierdie vrae werk, terwyl ons met hulle gesels om by al die nuances uit te kom. En dan gaan ons die vraelyste opstel en dit landwyd aan alle boere gee. Daar's 4 vrae. So die eerste vraag is, het jy so 'n program? Het jy so 'n amptelike geskrewe program in plek? Of is dit alles in jou kop? Daar is baie boere wat net uit hulle kop uitwerk. So dis die eerste vraag, ja of nee? As dit nee is, die volgende vraag is dan, wat is die beperking? Wat is die goed? Jy het nie toegang tot 'n veearts nie, of jy weet nie hoe so 'n program moet lyk nie, of jy het nie 'n teelseisoen nie. Dis hoekom het jy nie so 'n program nie? As jy een het, hoe lyk hy? Hoe werk hy vir jou? Is dit goed genoeg om rekord te hou? Veral met inentings het ons mos tot op die einde rekords nodig van elke dier wat geënt is. En dan die laaste vraag, wat alles saamtrek, sê, wat kan ons doen om jou te ondersteun om so 'n program te kry? Wat se elektroniese voorbeelde kan ons vir jou gee? Wat se elektroniese stelsels kan ons vir jou gee? Wat vir jou verskriklik maklik gaan maak. Want ek stel hierdie programme al vir jare op, en dit vat 'n half dag of so om 'n ordentlike program op te stel, partykeer 'n dag. Maar ons het nou goed ontwikkel om dit elektronies verskriklik makliker te maak. So, baie eenvoudige program, maar ek wil by al die boere in die land uitkom met daai vraag. Nou ja, Johan sê, ons gaan. So wanneer gaan julle? So die program het amptelik begin 1 November. So amptelik het hy afgeskop, ons moet teen Oktober klaar wees. Dis 'n moeilike tyd van die jaar. Almal wil nou gaan vakansie hou, maar ons is besig om die voorbereidings doen vir die vraelyste en ons databases en daai goed. So amptelik gaan ons in Januarie verskriklik hard afskop. Ons begin deur te werk met die provinsiale Animal Health Forums. So ons gaan deur hulle, een van die groepe wat ons die databases mee gaan werk, en dan natuurlik die veeartse. So ek werk vir meer as 30 jaar met my veearts netwerk. So die veeartse en hulle kliënte, want dis die veeartse wat eintlik hierdie programme saam met die boere moet opstel. Wat is die betekenis hiervan vir die rooi vleisbedryf? Ons moet weet waar ons staan. Jy weet, in hierdie hele back and claw sage wat ons deurgaan, het ons net eers een ding weer besef, ons het nie meer strukture in die land nie. Ons het nie meer goede waar ons vinnig kan reageer. Die Weskaap gaan nou vir ons 'n voorbeeld stel. Hulle was baie meer voorberei op grondvlak. Hulle het hulle boere se adresse gehad, hulle het kaarte gehad van waar watter diere is. So hierdie is een van daai basiese goed
wat in plek moet kom in 'n nuwe wêreld. Almal praat oor terugspoorbaarheid en al daai goed. Maar wat dit gaan beteken vir die industrie is dat daar 'n basis gaan wees van waaraf jy begin. Die gesondheidsprogram op die plaas is die basis. Jy kan nie gaan terugspoor na niks toe nie. Jy het iets nodig om na toe terug te spoor. So die enting is nog meer die basis. Want is die enigste voorkomende gesondheidsaksie wat jy vir 'n jaar vooruit kan beplan. Dis hoe entingsprogramme werk. Ons as veeartse monitor die siektes, ons weet wat die seisonaliteit daarvan is. So as ons die program opstel, kan ons vir 'n jaar vooruit opstel met 'n begroting, met alles. So dit gaan die industrie op 'n ander vlak plaas wat dieregesondheid aanbetref. So die boer, wat kan hy verwag? Van wie af gaan hy 'n boodskap kry? Is dit van sy plaaslike veearts? Is dit veeartsnetwerk? Is dit die RMES? Hoe gaan hy gekontak word? Ja. So die projek word gedoen onder veeplan. Dit word gedoen onder veeplan en ek persoonlik, of Matthew Carter, sal hulle kontak. As hulle gekontak word, so dan kan hulle weet, ons sal altyd sê deur watter organisasie is 'n ondersteuning van die RPO in hierdie geval. In die geval van die Animal Health Forums of van sy veearts. Ek gaan altyd sorg dat die vraelyste deur iemand gaan wat die boer in kontak mee is, soos die veearts of die Animal Health Forums. Dani, baie dankie. So kyk uit vir daardie vraelys wat uitgestuur gaan word aan ons veeprodusente Dr. Dani Odendaal van Veeartsnetwerk wat vandag met ons gesels het oor sy betrokkenheid by 'n navorsingsprojek oor inentingspraktyk op plaasvlak.